En so ons, soos Brett laasweek ook gesê het, ons is besig met so 'n reeks, as jy dit wil noem, sit, walk, stand. Ons het gepraat oor die 3 beginsels en die sit, walk, stand het te doen met om seker te maak ons sit by God. Ons sit by hom. En hoe besiger ons is, hoe groter ons uitdagings is, hoe meer van ons gevra word, hoe belangriker is sit. En mag die Here ons help om aan te hou om te sit by hom persoonlik. Ons het lang tyd by dit stil gestaan en ons het gepraat ook oor hoe stap ons, hoe walk ons saam met Jesus. En laasweek het Brett begin fokus op how to stand in this life. En ek het bietjie laat na die preek geluister, Brett, en toe maar dit was maar eintlik so mooi toe hoe die Here gewerk het, want toe ek en Brett begin by mekaar kom, ek dink so 2-3 weke terug, en net bietjie praat oor, okay, we've got it, the year is going to its end, let's move on to stand. En en hoe die Here dieselfde goed in ons hart gesit het. En so is my woord vir vanoggend nou redelik voorberei by die tyd, want ek toe nou na Brett se woord ook, ek dink laat ek net luister, ek het nou nog nie na hom in die week geluister nie, maar Brett het nie een van die skrifte wat ek wou gedeel het gesteel. En so ek weet nie eintlik waar om te vanoggend begin nie, maar ek dink vir my die eerste gedagte wat my opgekom het is, as ons wil vas staan, moet die fondasie waarop ons staan vas wees. So crucial. En ek het net die Here gevra, help ons oor vaste fondasie. En dis maar waaroor Brett ook laasweek gepraat het, is hoe cultivate ons faith, trust in God. En ek weet julle ook, maar sommer net in hierdie week, ek uitgedaag om Here regtig te vertrou in elke situasie. Ek het donderdag, meeste van julle ken vir Bertus wat leukemia het en wat sy eerste ronde chemie gehad het en eintlik nie 'n vreeslike effek gehad het wat die dokters wou gehad het nie, en hy's op sy tweede ronde en my beste skoolvriend laat weet, hy lê met 'n breintumor in die hospitaal en gister laat weet is kwaadaardig en hy begin onmiddellik met chemo en so lyk ons almal se uitdagings in die wêreld rondom ons verskillend, en die vraag is, as al hierdie nuus kom en die branders kom, waarop staan ons? En hoe staan ons? En ek en jy kan so hard werk as wat ons wil, maar as die fondasie nie vas is nie, dan spoel die sand onder ons voete uit. En ek wil vanoggend net, hopelik kan die Here se woord ons help. Hoe staan ons vas? En so ek wil ietsie sê oor peace, net oor vrede, want dit is een van die vrugte wat my help om te meet, waar bevind ek my op hierdie stadium? Nie wat eksterne aangaan nie, wat gaan nie binne aan. En so kom ons lees net 'n skrif of 2 saam, ek het dink 2 skrifte oor dit. En dan terug na, goed, dit is nou die diagnose, dis die kanse wat die dokters hom gee, en hoe handel vrede? Party mense se uitdagings is dalk finansies, verhoudings, gesondheid, wat is daar nog? Dalk ons kinders, ons ouers, bly verhoudinge, net waar ek my bevind ten opsigte van God, dalk is dit jou uitdaging. Wat 'n uitdaging is daar nog om, Ellen? Jy is al ouer as ek, jy het nog meer as ek ervaar. Werk, challenging, uitdagend, sukses, die druk daarvan, die vereistes daarvan, wat die uitdagings ook al is, hoe kan ek deur dit gaan, en ek kan ook sê dat daar vrede in my binneste was toe ek het gedoen het. En wat help ons om met daai vrede te bly stap? So Kolossense 3 vers 15 maak hierdie uitnodiging aan ons, en dit sê, and let the peace of Christ rule in your hearts. And rule here is not like a king. Dit heers nie soos 'n koning met bevele nie. Dit reël, ek wil nou nie oor skeieregters praat nie. Liewe hygend. Ja. Ek wou ook 'n paar kaarte vanoggend saambring, maar hulle was almal gisteraand opgebruik. So die rule wat hiervan dan praat is as a referee. Binne in my binneste moet vrede rule, beslissings maak, soos wat ek die dinge rondom my ervaar.
to which indeed you were called in one body, and be thankful. And daar's 'n peace with God and with the body, and thankfulness go with it. En dan sê hy in vers 16, let the word of Christ dwell in you richly. Sluit aan by Dwayne en wat Brett gedeel het. Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms, hymns, spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. So, hoe kry ons dit reg om met die vrede in ons binneste deur alles te stap? Wat is die fondasie wat vas is? Want ek en jy, as ons deur moeilike tye gaan, dan kom daar 'n woordjie oop, waarop hoop ons? Waarop is ons hoop? En hoop is iets wat kom uit 'n plek uit van 'n vaste fondasie. As ek en jy so voel, ons sê alles is deur mekaar en ons voel asof goed rondom ons in mekaar stort, saam met dit verdwyn hoop. En hoe kan ons 'n vaste fondasie hê om in daai hoop te leef? En wanneer ons met daai hoop leef, kan ons met die vrede stap waarna toe God ons geroep het. En ek wil ons net aanmoedig om hierdie reg te kry, is nie om in perfeksie daarmee te stap nie, maar as om te weet hoe om te handel wanneer ek misluk in dit. Wanneer die vrede nie daar is nie. Hoe handel ek met dit? Dit is amper vir my belangriker as om te weet, ek moet daar wees, want ek misluk gereeld om in daai vrede te stap en in daai standvastigheid te stap. Maar hoe handel ek wanneer dit met my gebeur? En hoe neem ek verantwoordelikheid daarvoor? En ek wil ons weer aanmoedig vanoggend, so 'n tema vir my, van ons met Frans so hulle gesels sit, regdeur is, hoe neem ek verantwoordelikheid in afhanklikheid van 'n soewereine God? En die een sluit nie die ander een uit nie. Kan ek dit weer sê? Want partykeer het ons hierdie siening, ag die Here is mos in beheer, so dat moet nou maar gebeur wat moet gebeur. Maar ek sien nêrens in die Bybel so 'n fatalistiese uitkyk en aanmoediging van God se kant af. God roep ons daarna om hom volkome te vertrou en ons verantwoordelikheid op te neem. En met die onverenigbaarheid van die twee te leef. Dit is waarna toe God ons roep. So ek wil jou aanmoedig, moenie die een meer maak as die ander een nie. Albei is waar en ons moet met albei stap. So ons neem verantwoordelikheid vir ons onvrede in ons binneste, maar ons doen dit in afhanklikheid van God. Nou ietsie oor dit sê. En ek moet sê, iemand het ook nog vanoggend, Dwayne, jy het iets daaroor gesê, en ek weet nie wat dit doen in my nie, maar vir my is nou 'n wonderlike ervaring, jy weet, want ek weet, dit is nou nie my eie gedagtes nie, en ek wil ons net altyd aanmoedig, as ons met God se dinge besig is, dan moet ons nou maar net daarby sit, alles is bonatuurlik. So as dit vir jou 'n bietjie uitdagend is, dis fyn, dit is uitdagend, want dit is bonatuurlik. Dit is nie ons kan nie. Ons het nie die vermoë hier of hier nie. Dit is bonatuurlik, uitdagend. OK, dis hoekom ons die Here nodig het en sy Gees nodig het. Maar sjoe, een van die goed waarna Brett ook verwys het vir my is een van die wonderlikste ervarings die laaste ruk in my lewe is dat ek op 'n Sondag nêrens anders wil wees nie. Of ek aan diens is of ek nie aan diens is nie. Ek wil hier wees. En my vlees wil baie keer op ander plekke wees. En sê nee, ek is net lus nie, man. Maar sjoe, ek moet sê vir my die vreugde, dankie Karen vir julle worship vanoggend, die vervulling, die stuk, ek weet die toevoeging wat die Here na my lewe toe bring, wanneer ek saam met gelowiges die Here se aangesig soek en nie op my eie nie, of net saam met my vrou, of ons nou nie meer die kinders in die huis nie, maar dit is vir my 'n wonderlike ervaring. En ek wil vir jong mense aanmoedig, make it the pattern of your life. Moenie dat dit die uitsondering van die maand is nie. Maak dat dit die pattern is. Die uitsondering moet wees om nie hier te wees nie. Ek is nou jammer, jy moet baie keer na my luister, maar daar's ander ouens wat ook kom op 'n Sondagoggend om ietsie te deel. Maar kom met die attitude om te kom deel, om te kom kuier met mense, om in elk geval vir my net 'n wonderlike ervaring om Ellen, I don't want to miss this, I don't want to be at another place. Ek wil nie die rusdag van God uitmis nie, want my week is taaf, en ek het sy rusdag nodig, in die fisiese, in my emosies en in my gees. Is ek nodig om te shut down van die dinge van hierdie lewe, sodat worship en rest die ritme van my rusdag is.
En vir my 'n massiewe voorreg en dit raak vir my al groter voorreg. En uit dit uit kom ek weer, ek sê weer as ons soggens hier by mekaar kom, as ek op 'n rustdag, dan is die vraag nie wat gaan met my aan nie, is waar's God en hoe kry ek hom weer my prentjie waar hy die senter is? Want baie keer daag die week in my uit, dan raak ek die senter van my prentjie. Maar op 'n rustdag en op Sondag en in my stilte tyd tussen medegelowiges, baie keer moet iemand sommer in my lewe inspreek om my te help dat God weer die senter is. Want dis daar waar hy die senter is, waar sy vrede na my toe terugkom. En dis hoekom as ons in sy woord tyd spandeer, dan kom die vrede. That surpasses all understanding. En dit is all understanding, want ons understanding wil worried wees, want alles is die mekaar rondom ons. En is uitdagend rondom ons. Let the peace of Christ rule in your heart. En dis God se hart vir ons. We were called to that and be thankful. So, ek wil amper sê, die vraag gereeld vir my is, wie is Jesus en wat het hy gesê? Dit is amper die belangrikste. Maar baie keer is News24 of Facebook en ek weet Instagram, die was ek nog nie op nie. Maar ja, maar wie is Jesus en wat het hy gesê? En sy woord is lewend en kragtig en help ons. En dan, ek wil net 'n skrif vinnig uitlis, ek het hom nog nie opgesit hier, na die tyd gekry. Efesiërs 2 vers 4 sê, For he himself is our peace. As ek in my goeie vriend se situasie is, of in Berthe se situasie, of dalk in joune is, waarna soek my vlees vir vrede? Hoe kry ons in daai situasie vrede? As dit so 'n bietjie vleesgedrewe is. Ek wil op 'n manier 'n ervaring hê wat bevestig dat ek gesond gaan word. That's not the faith that God called us to. He called us to him. En ek dink dit is 'n groot uitdaging vir ons, as ons in rowwe see is dat hy ons vrede sal wees. En nie 'n belofte van hom ons vrede sal wees nie. Nie 'n spesifieke uitkoms waarvoor ek my geloof uitsit nie. So donderdag het ek en Bert is hierdie rou gesprek oor, hoe lyk geloof wanneer ek is waar jy is? En vir my moeilik om oor te praat, want ek is nie daar nie. Maar dat die geloof in Jesus en sy karakter sal wees, en nie vir 'n spesifieke uitkoms nie. Ja, natuurlik. Jesus het dit vir ons voorbeeld gestel, maak ons die begeertes van ons hart aan God bekend. Here, as hierdie beker by my kan verbygaan, maar nie by my wil nie, u wil. So daar's 'n fokus van ons geloof in wie God is, en nie in 'n geloof vir ons sekere uitkoms nie. So is twee verskillende evangelies. Maar om ons, ek gaan nou by die preek kom, Jonathan, maar om ons geloof in Jesus te sit, dis moeilik hierdie. Ek wil net 'n skrif hê of 'n woord van iemand hê, en dan wil ek my geloof in dit sit. Maar hoe lyk geloof wat in Jesus as persoon is? For he himself is our peace, not the outcome. The outcome is not our peace, but Jesus himself. Okay. Ek hoop om ietsie oor dit te sê. Jesus net weer bevestig die vrede waarna toe hy ons geroep het. Peace I leave with you, my peace I give to you, not as the world gives, do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid. So hoe help die Here ons om nie in vrees en angstigheid en met troubled hearts te loop nie? En obviously is die antwoord trust and faith. Maar hoe lyk daai trust and faith? Waarvoor is ons trust and faith? So, ek dink toe gisteraand aan die prentjie, ek wou een saambring, maar myne is so lenne lam, en eintlik soek ek nou 'n stewige fondasie, nie 'n lenne lam driepootjie nie. As jy nou nie mooi kan sien nie, is van hierdie driepootjies wat jy op die vuur sit, en toe dink ek, vir my help dit om hierdie driepootjie te hê, en te vra, wat is die 3 eienskappe van God, wat vir my help om hom as 'n vaste fondasie te sien? So ek hoop om net ietsie vinnig oor dit te sê. God as 'n vaste fondasie. En as ons is, waar ons baie keer in hierdie lewe is, wil ons op 'n vaste fondasie staan. Ons wil op rots staan, wat nie kan meegee nie. En watter eienskappe van God help my om te weet dat hy 'n rots is, en nie sand is nie. Al die ander goed wat ek bou, is sand.
Die van ons wat langer in die gemeente saam met ons is, want ek en Bertus gesels, oor Jacques, en baie van julle onthou vir Jacques, en hoe ons gebid het en ons geloof uitgesit het vir God, en Jacques is oorlede, en hoe handel ons binne in so 'n situasie met Jesus nog steeds as 'n vaste fondasie. Het is wonderlik as die wonderwerke gebeur, en iemand word genees, maar ons weet dat die lewe nie altyd so werk nie, ook nie vir Christene nie, ook nie vir geloof, se helde, se lewe werk altyd so nie. Die uitkoms lyk baie keer anders. Maar hoe kan ek en jy dan in dit met vrede stap, met die wete dat dit nie altyd uitwerk, soos ons wil hê dit moet uitwerk nie. So die 3 eienskappe wat ek vinnig iets oor wil sê is, God is met jou, hele woord deur. En iets van die vyand wil sê, jy moet oordink, as dit moeilik gaan, ek is op my eie. Ek is alleen. So eerste ding, eerste 3 potjie, God is met my. Die tweede een is, ons gaan nou ietsie oor dit sê, God is heilig en goed. Ons moet iets oor dit sê, want iets waar die vyand ons die meeste aanval, wanneer dit moeilik raak, is of God goed is. Is hy altyd goed? Is hy net vir party mense goed, of is hy vir ons almal goed? Dis die tweede potjie wat ons nodig het, om in plek te wees. En die derde een is, dat God in beheer is. Of gebeur goed in hierdie lewe met ons wat buite God se beheer is? En die vraag is nie wat ek en jy sê nie, dis gras, dit verbrand en soos vyper, dit verdamp in 'n oomblik. But God's word is granite. Dit kan 'n fondasie vir ons gee. En die vraag is, wat sê God oor hierdie 3 goed? God is met jou, God is altyd goed en heilig, ons gaan nou iets oor heilig sê, en dat God in beheer is. Nothing comes to me outside the will of God. Nothing. Maar die vraag is nie of dit wat ek sê waar is, omdat ek dit sê vanoggend he. Vraag is of die woord dit leer. En kan ons die Here vra vir hierdie woord, om ons binneste te sny op 'n manier, dat ons deur hierdie storms kan gaan. En deur God se Gees het hy sy woord in ons harte gevestig, om 'n sterk boom te wees, sodat wanneer ons hier deurgaan, ons met vrede daardeur kan stap. Wat 'n uitdaging ons ook al deurgaan. Dis God se hart vir ons, en dis waarna toe hy ons uitnooi. Is dit maklik? Nee, dit is nie. Ek gaan 3 skrifte lees, dink ek. Isaiah 57, verse 15, For thus says the one who is high and lifted up, who inhabits eternity, whose name is holy. I dwell in the high and holy place, and also with him who is of a contrite and a lowly spirit. So ons hoor sommer hierso 2 goed. God is heilig en hy's met die een wat 'n nederige hart het voor hom. To revive the spirit of the lowly and to revive the heart of the contrite. So 2 dinge wat die woord hier vir ons sê. God is heilig. En om ietsie oor heilig is meer as goed. Heilig is van 'n ander natuur. En ek dink een van ons grootste uitdagings wanneer ons oor God dink, dan dink ons uit ons menslike perspektief. En ek onthou my pa van my toe ek nou so jonk en slim was, vir my gesê het, jong, ek wil tog nie die Here aanbid wat jou brein kan uitdink nie, want hy gaan te klein wees vir die probleme van die wêreld. En my nog lank gevat om nou van daai siening af te sien, omdat ek kan alles uitredeneer, maar die Here het my gehelp met dit. So hy's verhewe, hy's onveranderlik, hy's onsagwekkend. Hoe meer ons hom sien, hoe meer staan ons in awe. Wanneer ons sukkel om die oë te sien, beteken dit maar net ons sien hom nie. Die swaar en die pyn en dinge in hierdie lewe maak dat ons hom nie sien vir wie hy is. En ek wil net vra, hou aan om hom te soek. Hou aan om hom te soek. As jy nie in verwondering staan en elke nou en dan voel, die Here is soeter as wat hy laas jaar hierdie tyd was. Die Here is nog mooier. Ek staan in nog meer verwondering oor die skepping. Ek wil jou aanmoedig. Dis 'n reis, dit gebeur nie in een dag nie. Maar dit is die ervaring wat ons behoort te hê as ons die heiligheid en die onsagwekkende mooiheid van God bly ontdek solank as wat ons lewe. En dit gaan vir die ewigheid aanhou, want hy's te groot om in 'n oomblik te begryp. Hy's gister en vandag en tot in ewigheid dieselfde. Altyd.
ek sou sê, heiligheid is seker een van die moeilikste eienskappe van God om te begryp. Omdat ons niks van dit in ons natuur het. Ons is die teenoorgestelde. Ons is gebroken. Ons is feilbaar. En dan dink ons oor God, feilbaar. Hy kan foute maak. Hy kan partykeer goed doen met 'n goeie motief, maar daar was 'n beter ding gewees wat hy kon gedoen het. Want dis ons. En dan dink ons so oor God. Want dit is nie hy nie. Soos die woord hom beskryf en soos ons hom leer ken, is hy absoluut moreel. Altyd. Teenoor almal is hy moral good. Sondeloos, bonatuurlik. Hy's anders en eie soortig in sy heerlikheid. En ek dink vanoggend daaroor dat Kolossense 1 sê dat God alles in stand hou. Ek kry nie eers my bedkassie in stand gehou nie. Brett, jy het laasweek gepraat oor daai laaie wat ons nou nie altyd wil oopmaak. Jy weet, ek kry eers my agterplaas in stand gehou nie. Nou probeer ek vir God op sekere terreine met my verstand analyseer. Dit beteken nie ons moenie dink oor God nie. Maar dat ons moet weet dat God ver bo verhewe is wat ons kan dink of redeneer. Ver bo. En dis nie om hom te verskoon nie. Dis om ons te help, om 'n honger te hê om meer van hom te verdien en in die tussentyd om te vertrou. Want as ons net op dit wat ek en jy kan verstaan van hom wil staat maak om hom te vertrou, is in die moeilikheid, always. So God is absoluut heilig en goed. En wanneer die moeilike tye in jou lewe kom, moet hierdie fondasieblokkie, daai driepootjie, hy moet so vas wees, hy kan nie beweeg nie. Dit moet so groot rotsblok wees in jou lewe, om te weet en nie te twyfel in God se goedheid nie, oor al die eeue heen nie. 1 Thessalonisense 5 vers 8 tot 11. But since we belong to the day, ek gaan na 'n ander beentjie toe. But since we belong to the day, beteken maar net ons het die lig gesien, ons ken Jesus. That's why we belong to the day. Hierdie gedeelte praat oor day and night. Night beteken ons is in die donker, ons is verdwaal, ons oë is nie oopgemaak om die lewe te sien hoe Jesus het geskep het. So, but since we belong, so praat met gelowiges, let us be sober. Having put on the breastplate of faith and love, and for the helmet, the hope of salvation. For God has not destined us for wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ, who died for us so that whether we are awake or asleep, alive or dead, we might live with him. Therefore, encourage one another and build one another up, just as you are. God sê hierso, julle moet hoop hê en nie bekommerd wees of jy lewe en of jy dood is, want jy's met hom. Die tweede beentjie wat nodig is van God, is om te weet dat hy met jou is, dat hy altyd goed is, en dat God totaal in beheer is. En so uit hierdie skrif uit, weet ons, in hierdie lewe of in die volgende. En jy kan miskien vanoggend hier sit en sê, maar, ag, dis nou lekker om altyd te praat oor dit wat nog kom, en te sê, God is in beheer na die dood, maar waar is hy hier? Waar is hy hier in die pyn en swaar kry? En hierdie skrif kom sê vir ons, dat God is nie net daar die dag as ons doodgaan nie, en ek dink partykeer, ek weet nie van julle nie, party mense sê die prentjie dat God, ek het hom nie op 'n tyd gehad nie, ek het nou net gedink hy is daar nie, maar dat God hier alles begin het, en hy het dit geskep, en nou los hy het om op sy eie aan te gaan, en hy sal eendag weer terugkom, en dan is hy weer daar by die eindstreep. Miskien is dit jou prentjie van God, maar dis nie die God van die Bybel nie. Die God van die Bybel sê, hy was voor ons daar, hy is van ons geskep het, saam met ons, en aan die einde is hy daar vir die ewigheid met ons. Dis die God wat ons dien. Hy is met ons vir altyd. En mag het ons hoop gee. So net ietsie oor hoop, die verskil tussen hoop van hoe die wêreld daarvan praat, as ons ietsie sê, nee, ons hoop maar die bokke wen, dan is ons eintlik onseker daarvan, nee. Die manier hoe ons in die wêreld hoop gebruik, het onder in kleinskrif onseker. Die hoop wat die Bybel van praat, het onder in kleinskrif seker. Ons gebruik nie hoop dieselfde in Bybelse wêreldbeskouing
as die hoop in die wêreld nie. Die hoop het onsekerheid, so hoop maak werk reg uit. Jesus sê hierso, jy kan die hoop as 'n breastplate aantrek en salvation aantrek met 'n seker wete. In this life or in next, I'm with you. Doodseker. Don't worry about that. En moenie bekommerd wees as jy aan die einde kom of daar straf sal wees nie. Elke moslim persoon wonder daaroor. Was my goeie werke meer as my slegte werke gewees? Dis die uitdaging, maar daar nooit sekerheid nie. Christianity is completely different. Jesus het vir ons gesterf, ons het hom aangeneem, alle sonde, verwyder so ver as die ooste van die weste. Hy handel nie met ons, hy's genadig, merciful, full of love. Hy handel nie met ons volgens ons optrede nie, want hy's genadig. Dis die God wat ons aanbid. En daarom is, as ek by die einde kom, is wat daar gebeur nie afhanklik van die perfeksie waarmee ek gestap het nie, maar die perfeksie van die een wat in my plek gesterf het, Jesus. En daarom is ek bekommerd oor die dag wat ek voor Jesus hoef te staan. Al sukkel ek nog in hierdie lewe om te groei in die heiligheid, waarna toe hy my geroep het. Daar's geen veroordeling nie. So, wat jou situasie ook al is, awake or asleep, God is with you, met jou. En daarom bemoedig mekaar te weet dat Jesus met ons is. Die vraag is goed, ja, dis wel en goed om te weet dat eendag gaan ons met God wees, maar waar is hy vandag? Waar is hy nou? Is hy net 'n God van die toekoms? Of waar is hy nou? En ek wil die volgende skrif lees, wat my maar altyd 'n bietjie uitdaag so. Welkom tot die klub, as dit vir jou ook doen. Come now, you who say today or tomorrow we will go into such and such a town and spend a year there and trade and make a profit. Yet you do not know what tomorrow will bring. What is your life? For you are a mist that appears for a little time and then vanishes. Instead, you ought to say, if the Lord wills, we will live and do this or that. So, van die vorige skrif, wat die God is, lewe of dood, na die dood, vat hierdie skrif vir ons, nie na 'n God wat ver is, en in die ewigheid vir ons wag nie. Hierdie skrif bring ons na 'n God, toe wat sy vingers in this or that het. Weg is die God net van die toekoms. Hierdie skrif sê vir ons, God is in elke dag, so this or that. Hy is nie net 'n God wat beheer is van die toekoms nie, maar hy het ook sy vingers hier in die detail van die lewe. En daarom kom ons hom hier ook vertrou. En ek weet nie hoekom jy baie keer reageer meeste mense, nee, dis nou te veel betrokkenheid. Maar die grappie laat dink van die ouens en die boere en die Engelse toe hulle gebid het die nag voor die oorlog en gesê, los ons net môre alleen, laat ons maar ons eie ding uitsorteer dan. Want waar moet die Here nou kant kies? En so hierdie skrif vat ons na 'n plek toe, en die uitdagende plek van God is in the detail of every day en elke mens se lewe. Ek weet jy moet daaroor dink, vir my is dit uitdagend. My verstand sien sommer net op as ek begin om daaroor te dink. Maar my pa het my herinner, dis maar heel natuurlik. Nie net oor die lewe en die dood en die toekoms nie, maar ook dit en dat. En jy kan nou besluit, wat sluit dit en dat in? Vir my klink dit en dat redelik alles. En die vraag is of dit die rots is waarop jy staan. Kan jy sien dat jy hierdie skrifgedeelte kan ignoreer en sê, nee, die Bybel van die God word anders verduidelik as dit. En dan wil ek vir jou vra, hoe lyk die rots dan waarop jy staan? As dit of dat oorgelaat is aan whoever. Ons kan so 'n siening inneem. Maar ek dink nie, dit gee vir my 'n stewige rots om op te staan nie. En my behoefte is natuurlik 'n stewige rots, maar die woord moet die rots maak.
My eie gedagtes en my onvermoë om God te verstaan kan nie die rots maak nie. Dit sal sand wees. Die rots word gevorm deur die waarheid van die woord wat God se stem is. En daarom het ons die skrif gelees, let peace rule in your hearts. En wat het ons gesê, laat die woord richly dwell in you. It's only by allowing the word to dwell richly in you that you will see God for who He is. Not only that. Brett het baie ander dele ook wat verseker so is. Partykeer moet iemand anders my help om weer God te sien vir wie hy is. Gebed van mense ensovoorts. En ek wil die volgende sinnetjie vir ons lees. Is dit moontlik dat God in beheer te kan wees van dit en dat? Nooit sondig he. Terwyl ek en jy ons verantwoordelikheid nakom, soos God of nie nakom nie, soos God ons geroep het om te doen. En dat hierdie twee gelyktydig kan gebeur. Is te veel. Is te veel. Het jy hom, Dwayne? Het jy hom mee? So die vraag is vir my, ek wil hê, wat baie keer ons sukkel met God omdat ons hom kleiner maak as wat hy is. So ek wil hom upgrade vir oggend. Probeer. Ek wil hê, ons moet aan 'n God dink, waar dit moontlik is, dat ek en jy werklike keuses maak in hierdie lewe, waar ons werklike verantwoordelikhede opneem of nie neem nie en dit het 'n effek. Terwyl ons dit doen, is God in beheer van dit of dat. Dis die God wat die Bybel beskryf. En ek wil ons eintlik net aanmoedig, is die moontlikheid dat so 'n God kan bestaan. Want dis die een wat die Bybel ons na toe nooi, om ons lewe op te bou, en die rots op te wees, vir ons voete. En ek weet nie, miskien is daar slimmer, nog nou baie slimmer ouens as ek, maar ek weet nie, ek moet net sê, kan ek die Here vertrou, dat ek met hierdie wasigheid hom kan volg? Want my brein verstaan nie lekker hoe al twee gelyktydig werk he. So ek wil ons aanmoedig, wanneer ons oor die rots dink, en die uitdagings van hierdie lewe, om God nie te reduseer, tot wat ek en jy kan verstaan nie. Om toe te laat, dat die woord God beskryf. Want dan kan ons die rots sê, waarop ons moet staan. En ek wil weer sê, vir my, nogal 'n lang reis vir my persoonlik gewees. Maar as ek die vraag vra, dan ek vra hom eintlik, want die Here het vir my gehelp, en dit niks met my te doen nie, maar ek dink het my op 'n stadium 6 maande se saans en naweke gevat, om die woord hieroor te kou. En as jy vra, ek het al die standpunte gehad, nee, ek is verantwoordelik. Eintlik word gebeur, dit wat gebeur en hoe goed uitspeel, is my verantwoordelikheid. Ek moet 'n keuse neem, en ek was al nie, God is totaal soewerein, ek weet nie, maar totdat die Here daai twee, wat lyk of hulle mekaar 'n paus, gelyktydig in ons harte kom plant, en al twee sade groei, as een saad. Want dis Jesus hierdie. Jesus sê, ek is in beheer van die dit en dat. En ek wil jou help, om te leef soos ek jou geroep het om te leef. En al twee kan gelyktydig bestaan, in die God van die Bybelse wêreld. Al sukkel ons daarmee. En as ons dit toelaat, hierdie God, wat altyd goed is, hy's in die detail van dit en dat, en hy's in beheer. Nee, ek het nou, hy's met my, hy's in beheer, en hy's goed. Altyd, daai 3 pootjies. So, I'm a firm believer, want dis wat die Bybel leer, that we will look back one day, met alles wat gebeur het om Ellen, in my en jou lewe, en ons gaan terugkyk en sê, God was good. Want dis die Bybel, en in my geloof vir daai God, om hom so te ontmoet, en later te sien, sonder hierdie wasige bril, as ek terugkyk, is omdat dit die God is wat die Bybel beskryf. En ek wil die God van die Bybel as my rots sê, nie my eie prentjie nie. En ek wil eintlik nie uitmis op die goed wat nodig is om daai rots solied te maak, graniet, nie grasie, nie sand nie, soliede graniet.
Ons sluit af met 1 Petrus 1 vers 24 en 25. All flesh is like grass and all its glory like the flower of grass. The grass withers and the flower falls, but the word of the Lord remains forever. Dit is nie so belangrik wat ek en jy te sê het nie. God se woord is die enigste een wat ons kan help om hom as 'n rots te hê onder ons voete. En as ons die rots het, kan ons staan, ongeag die ervarings waardeur ons gaan. Is dit moeilik, beïnvloed ons emosies verseker. Maar ons kan staan en we can endure to follow God wholeheartedly. Whether we are blessed for a season or whether it's a painful season. Both of them. So wie is Jesus en wat het hy geleer en hoe kan ek my lewe daarop bou? Kom ons sluit ons oë, dan bid ons saam. So ek wil jou aanmoedig. Ek dink hoe dat daai skrif wat ons gelees het uit Hebreërs 4 uit, dat die woord soos 'n tweesnydende skerp swaard is, wat energie en krag het, dink ek sê die Afrikaanse vertaling. These truths only become part of us, imparted, the bedrock of our faith, by spending time in the Word. Allowing the Spirit to form us. Praying about it. Lord, please open this for me. Help me, Lord. Because the biggest challenge for us to find the rock below our feet is to surrender, control. But if we can't trust Him, we can't surrender. And so in whatever your situation is to see Jesus for who He is, so that you can surrender and have peace. As long as we hold on to, peace escapes us. Lord, we pray this morning for more revelation of who You are, Lord. I pray, Lord, that we will know that we know that You are with us. And that we will know that we know that Your character is holy and good and that You cannot sin and that You are the same yesterday, today and tomorrow. And I want to pray, Lord, that we will know You as a God involved in the detail of this life, not only as the God of eternal life after death, but also in this life, in the detail. And that we may experience You and know You, being able to surrender so that we can stand firmly on the rock with peace in our hearts. I want to pray that over us, each one of us, Lord. Help us in this journey. Help us with revelation, Lord. Revelation of who You are. And I pray that in the name of Jesus. Amen.